Goeiemôre almal, my naam is Sonja Gerber. Vandag is dit die 19de Mei, die jaar 2025. Dit is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. En vandag is my boodskap die titel môre. Ja, dit klink so amper asof 'n mens wil groet. Maar wat hou die dag van môre vir ons as gelowiges in? Wat sal gebeur? Sal ek gesond bly? Sal ons lewens gespaar bly? Sal ek nog môre 'n betrekking hê? En wat word van my dan op my ou dag? Hierdie is alles vrae wat by alle mense spook, nie net by ons as gelowiges nie. Maar gelowiges gaan dan en hulle braai in die Bybel rond om te luister na al die beloftes wat die Here vir ons oor môre maak. Nou ons gaan bietjie daar in Eksodus 8 hier vanaf vers 20 gaan lees oor wat was die belofte vir die Israeliete gewees oor môre. Verder het die Here vir Moses gesê: "Gaan jou môre vroeg klaar en stel jou voor Farao, kyk, hy sal na die water toe uitgaan en sê vir hom: so spreek die Here, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Want as jy my volk nie laat trek nie, kyk, dan stuur ek teen jou en teen jou dienaars en teen jou volk en teen jou huise steekvlee, sodat die huise van die Egiptenaars vol steekvlee sal wees en selfs die grond waar hulle op staan. Maar ek sal op die dag met die land Gosen waarin my volk woon 'n uitsondering maak, dat daar geen steekvlee sal wees nie, sodat jy kan weet dat ek die Here is in die land. En ek sal 'n verlossing stel tussen my volk en jou volk. Môre sal hierdie teken plaasvind." 2 Kronieke 20 vers 14 tot 17. Toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering op Jasiel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Jehiel, die seun van Matanja, die leviet uit die kinders van Asaf. En hy het gesê: "Luister almal wat uit Juda is en die inwoners van Jerusalem en u ook koning Josafat, so sê die Here aan julle: wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Trek môre af teen hulle. Kyk, hulle kom op met die hoogte Hassis en julle sal hulle daar aantref aan die kant van die dal voor die woestyn Jerigo. Julle hoef daarby nie te veg nie. Staan net gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle, Juda en Jerusalem. Vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees." Halleluja, wat 'n belofte as jy uittrek teen om oorlog te voer, weet die Here is met jou. Halleluja. Matteus 6 vers 30 tot 34. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê: wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want al hierdie dinge soek die heidene, want hulle hemelse Vader weet wat julle nodig het en hierdie dinge. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Halleluja. Kom ons bid saam en ons vra die Here sodat ons vertroue in hom sal wees en in niks anders nie. Almagtige God en hemelse Vader, Here, ek wil my nie kwel oor môre nie, want môre het genoeg kwaad aan sy eie dinge. Here, ek wil net vandag voluit lewe vir U. Here, my gebed is dat U ons sal versterk in ons menswees. Here, ons as kinders van God is baie bekommerd oor wat sal môre gebeur. Sal ek 'n ou dag hê? Sal daar pensioen wees? Sal ek genoeg hê? Ons het al hierdie bekommernisse. Here, ons weet dat U is ons God. U is ons redder en ons verlosser en ons saligmaker. Here, U is ook ons voorsiener. U is ons geneesheer. Waarom sal ons kwel oor enige iets as U dan daar is en U woord vir ons al hierdie beloftes opgeskryf het? Kwel jou nie oor môre nie, want môre het genoeg aan sy eie kwaad. Wees net vandag dankbaar vir dit wat jy het. Loof en prys die Here. Halleluja. Here, ons wil net vir U al die lof en eer en aanbidding bring, want U is ons God. Halleluja. Amen en amen.